Goeienaand, ek groet jou hartlik hier vanuit Marlow Park in Mpumalanga. Ek is Marius Mountjoy en vanaand is Boekevat. Dis die 2 Junie 2026 en weet jy wat? Die boek is oop. Exodus 3, vanaf die eerste versie, lees vir ons, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro. Lyk my, sodra jy 'n man is, dan gaan jy maar altyd na jou vrou se huis toe, sê Mimi altyd vir my. Jy weet so, hy het sy skoonvader se kleinvee opgepas. Hy was die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Dis nou Moses. En daarop verskyn 'n engel van die Here aan hom, in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die bos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses! En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond. En ek wil vanaand vir jou bemoedig en vir jou sê, weet jy, miskien is dit tyd dat ons weer bietjie begin nuuskierig raak. Miskien is dit bietjie tyd dat ek en jy weer 'n bietjie uitsien en 'n verlange in ons hart kry om te sien wanneer die vlam van die Here brand. Soekend. Laat ons ook hoor, Moses, Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Kom ons sing saam. Moses, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. O, die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. Moses, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. O, die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. Wat om nie? Moses, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. O Moses, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. Die grond waarop jy staan is heilig. En die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Soos 'n rukwind gaan hy weer. En die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Soos 'n rukwind gaan hy weer. En die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Soos 'n rukwind gaan hy weer. En die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Die Heilige Gees daal neer. Soos 'n rukwind gaan
wind gaan hy gaan hierdeur. Wat 'n lekker liedjie is dit nie, maar daar's 'n betekenis met hierdie liedjie. Dis 'n ou liedjie wat sê, come on, laat ons so 'n bietjie nuuskierig raak. Kom ons soek so 'n bietjie die vuur. Kom ons kyk bietjie wat in die braambos aangaan. Terwyl ons besig is met al ons werke, met ons kleinvee oppas en ons werksomstandighede en ons nou dikkies en daadjies om te doen, is dit tog belangrik. En Vader, ek wil vanaand vir U vra, dat U ons nuuskierig sal maak. Dat daardie vuur opnuut weer in die braambos sal brand. Here, hier's 'n volk wat ten gronde gaan en hierdie volk het redding nodig. En hierdie volk het nodig om manne en vroue te hê wat kan opstaan vir die evangelie van Christus Jesus. En daarom bid ek U vanaand, Here, laat die vuur brand. Laat die braambos ons trek. Laat die gees van die Here vaardig wees. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Ek bid vanaand vir my vriende, vir my boeties en sissies, vir elke kind van U, Here. En ek vra dat U Gees van God ons gereed sal maak. En ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. God bless you. Vrede vir jou. En die Heilige Gees dan neer. Die Heilige Gees dan neer. Die Heilige Gees dan neer. Soos 'n rukwind gaan hy weer. En die Heilige Gees dan neer. Die Heilige Gees dan neer. Oh, die Heilige Gees dan neer. Soos 'n rukwind